Wat 'n voorreg om by julle te wees en ek is dankbaar. Dankie Chris. Dankie vir die leierskap, vir die ouderlinge dat ek hier kan wees. En dit is so lekker om terug te wees in die Bosveld. En as mense vir my vra in Pretoria, hoekom is ek daar? Dan sê ek vir hulle, my tribe is here. I left the 99 for the one. En dis vir Michelle. Ja. En ek mis julle verskriklik baie. Verskriklik baie. En dit lyk soos baie notas. Maar ja. Ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid. Dankie Chris. So goed om julle almal te sien. Julle is 'n besonderse familie. En ek wil net vanoggend sê dat wat 'n besonderse voorreg om al hierdie jong mense hier te sien. Wow. Julle ouers kan trots wees op julle. En ouers, well done. Well done vir die ouers. Al die ouers, I salute you. Rarig. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie voorreg om weer hier te wees by my tribe. By hierdie Bosveld mense met harte wat uitroep na U, Abba Vader. En dankie Here dat hier sit ons om U woord te hoor en ek is maar net 'n instrument, my Heilige Gees. U is die enigste ene wat hierdie woord kan vat. Dit kan oopbreek, dit kan laat val op elke hart. U is die enigste ene wat weet hoe om elkeen hier te vertroos en te bemoedig en te bedien en alle eer aan U Vader, aan U Seun, ons Verlosser en Zaligmaker, Jesus Christus, en U Heilige Gees. Gee my net oor aan U, in Jesus naam. Amen. Ekskuus. Ek wil begin by hierdie skrif. In Matteus 3 vers 13, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur U gedoop te word. En kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. En dit is so belangrik om vanoggend hierdie begrip te kry dat alle geregtigheid vervul moet word. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgekom en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom en hom beklee.
En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En as ons hierdie lees, dan weet ons dat Jesus het gekom as mens, om 'n voorbeeld te wees vir ons. En hier kom hy, en hy laat homself doop, om alle geregtigheid te vervul. En hierdie gedeelte moet ons nou net hier bære in ons harte, want ek wil julle met die Here se leiding na 'n plek vat, van dat in die Ou Testament was daar 'n verbond. En ons weet so goed waaroor dit gaan. In die Nuwe Testament is daar 'n verbond wat genoem word testament. En testament beteken jy is 'n erfgenaam. En as daar 'n verbond is daar 'n testament. En as daar 'n testament is daar erfgename. En as ons dit kan onthou, en julle moet my mooi daar agter sê as ek moet ophou, maar wat baie belangrik is dat Jesus se hele voorbeeld op aarde is vir ons om te volg en om vir ons om te leer. En wat so belangrik is in hierdie hele proses, is dat Jesus bekleë word. En ek wil julle vat na 'n baie interessante gebeurtenis wat gebeur het in die Joodse gebruik. In die Joodse lewe het die paas, en vandag is ons seuns en dogters, so onthou net as ons nou praat van seuns in die Nuwe Testament, verwys dit na seuns en dogters, so nie net seuns nie, maar het die paas die gebruik gehad op 'n sekere ouderdom om sy kind, en die Hebreëse woord vir dit was neipios, sy kind wat 'n neipios is, te vat, en hy het 'n groot seremonie gereël, en hy het 'n baie spesiale kleed vir hom laat maak. En sê nou die pa was 'n skrynwerker, dan het hy vir die seun 'n kleed gemaak vir 'n skrynwerker. Die tipe ding wat sou vir almal sê, dis die skrynwerker se seun. As die pa in die gereg was, dan het sy seun 'n kleed gekry, want die seuns het die paas gevolg met ambag en met wat die paas gedoen het. Dan het die paas so 'n kleed voorberei. Sê nou die pa was 'n skrynwerker, dan en so het elke pa 'n kleed voorberei vir sy seun, wat hy hom sou meer beklee om te sê, hierdie my seun is nou nie meer 'n neipios nie. Vandag hierdie seremonie maak van hierdie seun van my, en dis die moeilikste woord vir my om uit te spreek, Ehutsia. Vandag word hy volwaardig, hy's nie meer kind nie, hy word seun. En dan by hierdie seremonie het die pa dan die kleed gevat wat nuut is, om sy seun gesit en uitgeroep, dit is my seun, ek het 'n behae in hom. En dan het hy gesê, jy is nie meer 'n neipios nie. En dan het hy hom aangespreek en gesê, my Ehutsia is nou, in ander woorde, my volwaardige seun is nou in sy volwaardigheid beklee met sy roeping. En dan het hy
blykbaar dit uitpasyn en uitgeroep en gesê, dit is my seun, ek het 'n pa in hom. En dan het hierdie seun dit gedra wat sy pa verteenwoordig het. En dan het hierdie seun nie meer beskou word as 'n kind nie, maar hierdie seun is beskou dan as 'n volwaardige erfgenaam. 'n Erfgenaam wat sou erf by die pa. En wat 'n mooi storie. En dan gaan ek nou heeltemal my trant verander en vir julle iets vertel wat julle hier in die Bosveld so goed van weet. En ek as vrou gaan probeer om vir julle as mans iets te oortuig. En julle kan my reg help. Maar ek hoor hierdie storie en ek was so deur hierdie storie beïndruk. Daar is hierdie baie bekende man met leeu's. Ek het toe nogal al hierdie goed gaan oplees. So nou is ek 'n bietjie informed as terwyl ek met julle praat. So hierdie man is 'n kenner van leeu's. Hy weet hoe hulle brul, wanneer hulle brul, hoekom hulle brul en al daardie tipe van goed. En hy is so lief vir leeu's. En as hy Afrika toe kom en hy bedien, dan maak die mense by wie hy bedien, die soos Chris sou nou vir my op 'n safari gevat het noodwendig, omdat ek hier kom bedien. En dan reël die jy weet die predikant van daardie gemeente in Suid-Afrika, dit gebeur in Suid-Afrika en dit is 'n ware storie, vir die man 'n safari na die bediening. En sê, omdat jy so lief is vir leeu's, het ek gereël dat jy na hierdie spesiale plek toe gaan. En hierdie keer besluit hierdie predikant, maar ek gaan my gas nie vat na die Kruger Wildtuin of na, jy weet, so 'n plek nie. Ek gaan hom vat na 'n baie spesifieke, jy weet, lodge, en daar is 'n leeukamp, en om so treat, met 5-star treatment. En daardie aand, toe hulle die eerste aand daar is, toe brul die leeu's. So mooi. En hierdie predikant is so bly. Die leeu's het gebrul en hy is so bly dat sy gasspreker nou in hierdie mooi lodges waar die leeu's brul. En die volgende oggend toe hulle opstaan en hulle is by die ontbyttafel, toe sê hy vir sy gas, het jy gehoor hoe brul die leeu's? Toe sê hy, ja, ek het gehoor. Dis mooi. En hierdie ou is so deflated. Ek weet nie van 'n Afrikaans woord wat regtig so, jy weet, jou rekke is pap. En hy kyk na die man en hy vra vir die man, jy lyk nie gelukkig hier nie. Is iets fout? Is jou plek, jou kamer nie reg? Die ou sê, die predikant sê, alles is perfek. Dit kan nie mooier wees nie. Toe sê hy, maar hoekom is jy nie opgewonde oor die leeu's nie? En hierdie man sê, want 'n leeu wat brul in gevangenskap klink nie soos 'n leeu wat brul in die wild nie. Het julle dit geweet? Maar julle hoef nie julle hande op te steek. Ek het nie. Maar ek het dit toe gaan oplees. En hulle sê dat 'n leeu in gevangenskap loop ook in sirkels die hele tyd. Maar 'n leeu wat brul in die wild merk sy hele terrein af en dis ver. En hulle sê 'n leeu wat brul in die wild wag vir 'n sekere tyd van die aand en dan staar 'n briesie wat waai en hulle voel dit aan, dan brul hulle en daardie wind vat daardie brulgeluid vir verder as 6 kilometer en dit voel asof die aarde bewe onder jou. So, liggaam van Christus. Ons het die leeu van die stam van Juda wat brul
ons is sy erfgename. Ons is in hom. En hy is in ons. En ons leef baie keer as kerk, soos die leeu's wat in gevangenskap is. Ons het autoriteit, ons brul, maar ons loop in sirkels. En die dinge van die wêreld, en veral vir julle tieners wat hier is, jong mense, ek wil so graag hê, julle moet julle harte oopmaak om te hoor. Want vanoggend het Tannie Jean gekom met 'n skip op die Stormsee. En sy het gesê, maar die Suidekruis hou daardie skip in die regte rigting. En weet julle dat as liggaam van Christus is daar storms. Ons het die autoriteit in Christus as erfgename. Maar soms brul ons en ons brul soos iemand in 'n gevangenskap wat nie glo dat die volle prys is betaal. Want wanneer ons die televisie aansit en ons kyk na al die nuus en hoor hierso, ek doen dit ook, al die nuus, al die besorgdheid van die lewe, die dinge van die wêreld, al die dinge in ons eie land en al die goed wat net lyk so storm na storm, die dinge in ons besighede, ons brul en ons het autoriteit, maar ons is eintlik in 'n kamp baie kere. In plaas van dat ons in Christus, die opstanningskrag wat daar is in Christus, in ons harte wat van oortuig is, dat ons opstaan en brul met daardie autoriteit en sê vir elke berg, versit jouself in Jesus Christus naam. En ek sê vir jou vyand, jy sal nie van my steel, slag en verwoes nie. En jy klink soos iemand wat nie in 'n gevangenskap is nie, maar jy brul soos iemand, soos 'n leeu wat vry is. Want jy sien, hierdie pa wat hierdie kleed om sy kind sit, sê nie vir hom jy's 'n slaaf nie. Hy sê vir hom jy's 'n erfgenaam. En baie kere dan tree ons op soos slawe, nie soos erfgename nie. En ons brul soos 'n slaaf, want wil julle saam met my stem dat die leeu in gevangenskap is maar die slaaf, is dit nie? Van sy, jy weet, sy kamp, sy baas. Maar die leeu wat vry is, hy brul soos die koning. En hy sê, hierdie plek is myne. Julle moet almal weet, I'm the king of the jungle. En so kom ek by die storie van die verlore seun. En dis 'n lang storie en ek gaan dit lees, maar julle ken die feit dat in Lukas 15 kom die verlore seun na sy pa, en hierdie pa het 2 seuns gehad. En hy sê in Lukas 15 vanaf vers 11, en dan 12 en so aan sal ek gaan. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. Wel, die goeie ding van hierdie seun is dit. Hierdie seun het geweet, hy's 'n erfgenaam. Hierdie seun het geweet, hy's eiendom. En daarna het die jongste seun alles bymekaar gegaan, ver weg gereis, alles net losbandig verkoos en te kere gegaan, en swaar gekry, en hongersnood het daardie land getref, en hy het nie meer geld oor gehad nie. En dan
het hy na een van die burgers van die land gegaan en hy het gevra vir werk en die man het vir hom gesê, wel, jy weet, jy kan my varke gaan oppas en hierdie erfgenaam eet varkpele. Het enige van julle al varkpele geëet? Ek dink nie, dit kan lekker wees nie. En hy het verval in slawerny. Hy het sy stem verloor as seun. Hy het vergeet wie hy is. En dan gaan dit aan om te sê, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele van die varke. Maar hy het toe vir homself gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek gaan opstaan en na my vader gaan, en ek gaan vir hom sê, ek het gesondig teen die hemel voor u, ek is nie meer werd om 'n seun genoem te word nie. Ek gaan na my vader gaan en ek gaan vir hom sê, ek is nie 'n Aeotia nie, ek is 'n doelloos. Want 'n slaaf word genoem 'n doelloos. Ek regtig kan nie hierdie woorde reg uitspreek nie. En ek gaan vir my vader sê dat ek wil inkom in sy huis op die plaas, nie in die huishouding, maar as 'n slaaf. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En 'n man soen nie hartlik 'n slaaf nie eintlik nie. En in daardie tye, in ons weet dit, ek weet julle ken die storie, was dit nie eintlik so dat hierdie eienaar wat so bekend is van 'n plaas moet hardloop nie. Maar hierdie pa het nie omgegee. Hy het gehardloop om sy seun te ontmoet. En sy seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, so die vader antwoord hom nie eers nie. Dit is asof die vader sê, jy het vergeet. Jy het vergeet jy's 'n seun. Het jy vergeet wie jy is? Het die sonde jou so geroes, dat jou gedagtes geroes is? Het die sonde en al die skuldgevoelens jou so oorweldig, dat jy jouself nou sien as 'n slaaf? Sy pa antwoord nie eers hom nie, en die pa sê vir die dienskneg, bring die beste kleed, en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En slawe het nie skoene gedra nie. En die ring op sy hand is 'n ring wat aan die familie behoort van die familie se erfenis. En die kleed sê, jy's omhels as seun. Ek is jou vader. Ek is jou vader in wie go for it. In wie ek 'n welbehae het. Dis okay. Laurens sit hier. Dit pla nie. Ek het net my plek verloor, maar dit pla nie. En hy sê vir hom, het jy vergeet wat se autoriteit jy het? En hy sê vir hom,
kom. En julle weet wanneer 'n wilde dier by 'n zoo al die jare gehou is en net in sirkels rondloop in gevangenskap. En kom ons sê daardie wilde diere, en ek het gaan kyk nou die dag na hoe hulle wilde diere, ek bedoel op YouTube vrygelaat het. Elke wilde dier se reaksie wanneer hulle daardie hok oopmaak en daardie wilde dier ewe skielik uitspring en besef daar is geen kamp, geen hok nie. Dis ongelooflik mooi om dit te sien. En dis eintlik asof hierdie seun deur sy pa gesê word, kom uit die hok, kom uit die slawerny en hy sê toe vir die slaaf, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy die musiek en die beerdgesange. En hy roep een van die diensknegte, hy roep nie sy pa nie, hy roep 'n dienskneg na hom toe en vra wat beteken dit. Die dienskneg sê vir hom, jou broer het gekom en jou pa het die vetgemaakte, jou vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En die broer was kwaad en hy wou nie binne gaan nie. Hy wou nie na die partytjie toe gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, met al die tyd wat hy met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. En toe sê hy vir hom, kind. En hy noem hom daardie woord Itusia. Jy's altyd by my en alles wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer, van jou was dood en hy het weer lewend geword en hy was verlore en hy is gevind. En baie kere is dit wat godsdiens doen, soos die oudste seun. Die Vader het alles vir ons gegee in Christus Jesus. En ons is erfgename. En die oudste seun is op die plaas en hy weet hy's 'n erfgenaam, maar hy tree op met soveel ongelukkigheid dat sy pa hom moet noem en vir hom moet sê, seun, onthou wie jy is. Onthou wie jy is. Jy's 'n seun, jy's 'n erfgenaam. Maar daar's 'n stem van godsdiens. Die seun doen alles reg, niks verkeerd, maar daar's 'n stem van godsdiens wat harder praat as die stem van die erfenis wat daar is in Christus Jesus. En godsdiens sal altyd probeer die stem doodmaak. En wat so fenomenaal is dat die Vader sê vir hom, ek herinner jou, jy is 'n seun, jy is 'n erfgenaam. En wat so besonder van die Vader is dat die verlore seun kom en sê, Papa Vader, ek is jammer. En Papa Vader sê vir hom, jy's my erfgenaam. Ek beklee jou met jou erfenis. Jy is deel van hierdie hele plaas. Jy
het nou skoene aan jou voete. Jy's nie meer 'n slaaf nie. Jy bly in die huis. En ek wil vir julle vat na hierdie gedeelte van Jesus, waar Jesus word gedoop. Die Heilige Gees kom en beklee hom met die erfenis van wie hy is in die Vader. En die Vader roep uit die hemel en sê vir hom, jy is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hy's beklee met die Heilige Gees en daar word hy beklee met autoriteit. Onthou, hy seun van God. Hy het gekom as mens en hy's ons voorbeeld. En hy's in daardie doop is hy beklee met die Heilige Gees. Hy's beklee met autoriteit. En daar begin die bediening van Jesus. En die woord sê dat die Heilige Gees lei hom toe nou na die berg waar hy vir 40 dae en 40 nagte gevas en gebid het. En onthou nou, die Heilige Gees lei hom daar. Maar onthou nou, hy's geklee met krag. En ek wil hê op hierdie punt dat elkeen van julle jong mense wat al gedoop is, moet net terugdink aan julle doop en julle moet mooi luister dat in die doop, in die gehoorsaamheid, word julle beklee met die Heilige Gees en julle gaan van daar af uit met krag en autoriteit, met die stem van die leeu van Juda. En julle moet dit altyd onthou. En onthou dat daar 'n roeping is op julle lewens. Julle is gedoop en julle is geroep. En toe Jesus daar bo op die berg is waar hy versoek is, toe kom die duiwel na hom. En die duiwel se eerste woorde aan hom is: as jy die seun van God is. Nou net voordat hy op is na die berg, toe hy in die doopwater is, het die Vader oor Jesus uitgeroep, dit is my seun in wie ek welbehae het. Maar toe hy op die berg van versoeking kom, toe sê die duiwel vir hom, as jy die seun van God is. Sê vir hierdie klippe, dit moet brood word. Ek wil so graag hê, dat julle jong mense veral moet luister. Dat die Here sê oor julle lewens, ek het 'n welbehae in jou. Ek het 'n welbehae in jou. En die eerste ding wat die duiwel gaan doen, is hy gaan sê, maar is jy regtig 'n seun of 'n dogter van God? Want weet julle wat is hy voor bang? Jou stem. Hy's bang jy vat jou autoriteit na die wêreld, na jou werksplek, na jou familie. Hy's bang dat jy besef dat jy het autoriteit. Hy's bang dat jy besef dat jy nou nie meer kind is nie, maar dat jy seun of dogter is. Hy's so bang dat jy jou stem laat brul soos die stem van die leeu van Juda en dat jy begin om vir berge te sê, versit jouself in Jesus Christus naam. Hy's so bang dat jy in jou groep by die skool opstaan en sê, ek dien die Here.
ek dien die Here, ek is 'n kind van God. Hy is so bang dat jy in jou werksplek opstaan en sê, ek's nie meer 'n gevangene nie. Ek brul nou soos die leeu wat vry is. Hy is so bang dat ons die wêreld betree met die opstanningskrag van Christus, met die salwing van Christus, en dat ons die voetspore van Christus volg, en dat ons begin om soos Christus ons hande te lê op die siekes, en vir die siekes te sê, in die naam van Jesus Christus, staan op, wees genees. Hy is so bang dat ons die evangelie bring met autoriteit. Hy is so bang dat waar ons voete loop, dit sal voete wees wat die evangelie van Christus bring met groot vreugde. So wat hy doen, is hy wil jou geroes hou. Hy wil jou liewerste hou soos die leeu in die kamp. Want hy wil hê jy moet skuldig voel oor wat jy gesê het, wat jy gedoen het, wat jy nie gedoen het nie, wat jy gaan doen, wat jy oordink. Hy beskuldig jou van alles. Van alles. Want hy wil hê jy moet dink soos die verlore seun wat sê, ek is maar net 'n slaaf. Want kyk, jy 'n slaaf het nie autoriteit nie. Maar die verlore seun sê in sy hart, ek is so jammer, ek het so berou oor wat ek gedoen het. Ek is so jammer oor wat ek gesê het. Ek is so jammer oor hoe ek opgetree het. Ek is so jammer dat ek nie besef het wat my erfporsie is. En in sy berou kom hy na die Vader. En die Vader staan nie daar om hom te beskuldig nie. En die Vader staan nie daar om vir hom te sê, jou slegte dienskneg, jy is nie goed genoeg nie. Oor die sorg gaan stort en daar's vir jou 'n klein hut en dis waar jy bly. Die Vader hardloop na hom. En die Vader antwoord nie eers toe hy sê, maar ek sal 'n slaaf wees nie. En die Vader sê, soen hom en sê, jy's 'n seun. En ek wil vir julle so bemoedig, in Efesiërs 1 vers 11 sê dit, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. En eintlik wat dit sê, is, julle is erfgename. Dis wat dit sê. En as jy nie die volle sin verstaan nie, dit sê, julle is erfgename. Sodat ons almal kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op in Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. In die Engels sê dit, en ek wil net so toe gaan, en dit sê, ek wil net daarin in wie julle, okay, daar's ek. And now you, who heard the truth, the good news that God saves you, and when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. En dit is belangrik vir julle vanoggend, vir ons almal, vir elke jong mens, vir elke groot mens, om te weet dat erfenis gee mens identiteit. As jy weet wie jy in Christus is, dan hoef jy nie meer te wonder oor jou identiteit nie.
en hou op om toe te laat dat ander mense voorskryf wie jy is, hoe jy moet optree en wat jou identiteit is. Hou op om toe te laat dat mense jou 'n identiteit gee, 'n label gee wat nie joune is nie. En ek weet hoe dit is. Ek weet nie regtig seker nie, maar ek was ook 'n tiener, maar ek dink as tieners, jong mense nou, is dit veel moeiliker, regtig. Ek weet dis moeilik wanneer jy 'n identiteit soek en nou kom almal en gee vir jou 'n identiteit. Dis baie bad as jy tannie genoem word en nou is dit jou identiteit wanneer die persoon wie dit vir jou sê eintlik so oud lyk soos jy. En so, maar dis nog okay. Maar wat eintlik so belangrik is dat Jesus gee vir ons identiteit in Christus. Die Vader soen sy seun, gee vir hom 'n identiteit met die kleed. So daardie kleed was sy identiteit. Die verlore seun is terug. Hy's nie 'n slaaf nie, hy's 'n seun, hy's 'n erfgenaam. Hy het 'n identiteit. Dis wie hy is. En so as iemand jou wil beroof van jou identiteit in Christus, dan vra ek dat vandag. En ek weet nie waar trek ons nie, Chris, 15:15. Ons nog so 5 minute of so, né? Maar ek wil dan vra dat ons vir oggend waar ons hier sit, regtig erns maak met die Here. Want die dae raak al hoe moeiliker. Die lewe raak al hoe meer druk. Die sorge van die lewe word al hoe meer erger. Dinge is nie maklik nie. En as ons nie die Vader se identiteit gaan aanvaar nie, kom ek sê vir julle, die wêreld is te gereed om vir ons 'n identiteit te gee. Maar staan op, kerk, want kerk is die oorwinnaars. Kerk is dies wat die autoriteit hou. En dit maak nie saak wie dit is, die voornaamste mense in hierdie wêreld, die presidente, al die gesag kom nie naby die gesag wat daar is in die Christus, die verlosser, ons saligmaker wat opgestaan het, wat die seun van God is, aan wie ons behoort, en God is ons maker. Hy is die maker van die hele wêreld. En elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy is Christus, hy is die Vader. En in die skrik en die vrees van hierdie wêreld is dit tyd vir die kerk om uit die kamp te kom en te begin brul soos die leeu. Uit hierdie plek te kom van gevangenskap, te brul soos die leeu van die stam van Juda en ons autoriteit op te neem, nie in enige vorm van hoogmoed, en nie om te dink dis ek wat oulik is nie, maar om dit te doen slegs in die wete, ek is 'n kind, ek is 'n erfgenaam. En ek wil julle so bemoedig, julle is so 'n amazing familie. Brul soos die lam van die stam van Juda. En kom ons wees net stil. En ek dink as die worship team net saggies sal speel, in die agtergrond. En ek vra net dat terwyl
aanbiddingsspan net saggies speel. Dat ons oë toemaak. En vir julle wat ver oggend sê, ek is nog nie gedoop nie. Ek hoor nou vir die eerste keer miskien, maar dis wat die woord sê, want ons moet identifiseer met Christus. Wel, hier's oom Chris en hier's ons ouderlinge en hier's wonderlike mense soos oom Willie en tannie Marietjie ook en almal hier van die ouer mense wat met julle sal praat. Maar as julle, dit maak nie saak, vir oggend wat saak maak is, dat julle net kom op die plek en vir die Vader hierdie vraag sal vra. Vader, wie sê U is ek? Nie wie sê die mense wat al my beskuldig het nie. Wie sê U is ek? En dan vra jy, Vader, beklee my met U Heilige Gees. Kom en maak my en vou my toe met U Heilige Gees. En kom ons wees net stil vir 'n rukkie.